Hallo en welkom by nog 'n episode van Jou Memoirs. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie joernale help elke ouer en weermagveteraan om sy of haar lewensverhaal neer te skryf. En vanoggend gesels ek met Michelle. Michelle van Logrenberg is 'n vryskut teksredigeerder en proefleser wat 'n baie spesiale, ek wil amper sê 'n stokperdjie of 'n liefde het wat sy deeltyds beoefen, en dit is om by persone met terminale siektes te gaan sit, hulle storie te luister, dit op te neem, dit in 'n boekformaat te omskep en dit na hulle sterftes vir hulle families te gee. En ons gesels vanoggend met haar en vind meer uit. Michelle, wat is die belangrikste ding wat jy voel jy met hierdie proses geleer het van palliatiewe sorg, dignity therapy, vaardigheidsterapie, wat soveel mense nog van onbewus is? Ek dink wat vir my nogal pertinent is dat mense baie makliker moeilike goed onthou, slegte goed en swaar goed onthou. Ja. Dat dit die goed is wat eerste opspring en dat dit partykeer moeilik is om te gaan dink aan goeie goed. En ek dink dis waarskynlik 'n menslike ding. Ek meen ons weet almal waar was ons met 911. Dit staan amper soos 'n pilaar uit. Waar was jy? Wat het jy gedoen? Wat het jy gedink? Hoe het jy gevoel? Ons het almal, COVID is dit het voor COVID gebeur, dat was na COVID, of dit was in COVID, so dit staan amper uit. So, en dis wat ek vind, dat baie keer kan mense maklik onthou die goed waaroor hulle spyt is. Ja. En miskien spesifiek in hierdie proses waar mense min tyd het, en nou dink hulle, wat kan ek regmaak? Ek wens ek het dit anders gedoen. Want nou is hulle so bewus van hulle lewe, want hulle lewe is amper daarmee. En dat dit moeilik is en dat het mens moet amper doelgerig gaan kyk maar na die mooi goed. Dat dit nie so outomaties is nie. En vir die persoon wat nou luister, wat nou met die deur ook in die huis saam met ons ingeval het, en glad nie hierdie term ken nie, dignity therapy, vaardigheidsterapie. Wat is dit? Wel, in 'n neutedop, dit is 'n proses waar jy 'n terminale pasiënt help om sy lewensstorie neer te skryf. En dit het twee goed ten doel. Eerstens om daardie persoon se waardigheid te herstel, en tweedens om 'n nalatenskap dokument te skep wat hy dan nalaat vir sy geliefdes. En dit is, kan ek my voorstel, is nogal 'n moeilike proses. Dis iets wat jy nie verseker is van die uitkomste nie. Wat sou jy sê is die waarde, die grootste waarde van die proses van jou storie vertel en neerskryf? Ek dink die waarde vir so 'n persoon is dat hy herinner word dat sy lewe het iets beteken. Hy kyk terug na sy lewe, hy word herinner daaraan dat daar waarde was en dat sy lewe getel het, dat hy waarde toegevoeg het, ook aan ander mense, en dat dit nie net 'n moeilike lewe was nie. Ek dink aan een van die pasiënte wat ek gesien het, en toe ons nou, ek sê vir haar, kom ons dink aan die hoogtepunt in jou lewe. Toe sê sy vir my, sulke groot, 'n jong vrou, sê vir my, weet jy, my hele lewe was net een groot stuk pyn. En ek het eintlik geweet, dit is eintlik die waarheid. Die maatskaplike werker het vir my net in kort vertel, net om agtergrond te gee, dat daar was geweldig baie emosionele aftakeling en geweld en alkoholmisbruik en verwerping. So ja, ek moet verstaan, dit is waarskynlik die oorhoofse boodskap van haar lewe was dit, was pyn vir haar. Maar aan die einde van die proses was sy so emosioneel. Toe sê sy, maar eintlik was daar baie mooi goed in my lewe. Oh, wow. En sy het haar boekie, het sy vir die maatskaplike werker gegee en gesê sy moet dit gaan lees. Want sy het besef, die maatskaplike werker ken al die chaos waaruit haar lewe bestaan het. En sy wou vir haar wys, weet jy wat, my Ons het hierdie gemis. Ja, daar was eintlik ook mooi. So die waarde eerstens vir die persoon, om te kan sien, maar ja, daar was mooi, maar die waarde ook vir die kinders, die mense wat agterbly. Ek meen, daardie mense het almal geweet wat gaan aan. Hulle het in daai huis gewoon, hulle het die pyn beleef, dit gesien, maar hulle kan nou hulle ma onthou nie net as 'n slagoffer nie. Sy was nie net 'n slagoffer nie.
Ten spyte van al daai pyn wat sy deur is, wat ons gesien het, wat ons self aan ons lywe gevoel het of wat ook al, het sy waarde toegevoeg, sy het iets beteken, sy het vir mense iets beteken, sy het wysheid geleer daardeur en sy kan vir ons raad gee, sy het vir ons 'n boodskap. So die waarde is beide vir die persoon wat opgelig word en wat vir wie daai stukkie pad makliker is en sy kan in vrede gaan en dan vir die mense wat agterbly het hulle ook dan die boekie wat hulle ook help met die rouproses. Die doel van hierdie potgooi-reeks is om bewustheid te skep vir die belangrikheid daarvan om jou eie storie te onthou en op te skryf vir jouself en vir jou nageslag. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie boeke help ouers en weermagveterane om hul stories op te skryf vir hul nageslag. Ek wil asseblief vra dat wanneer jy hierdie potgooi-reeks geniet en daarna luister, om dit ook dan te like of te volg en te deel of te share. En op daardie manier kan ons hande net sterker gemaak word aan hierdie kant. Wat is van die terugvoer wat jy al by familielede gekry het en by die persone self oor wie se lewe jy dan skryf? Wat het hulle self daarvan gesê? Jy het eintlik nou daaraan geraak met hierdie voorbeeld. En dit is wonderlik. Is daar ook ander terugvoer wat jy nou kan onthou? Ja, ek dink aan die eerste persoon wat ek gesien het. Sy het uit 'n baie disfunksionele opset gekom, maar tot die mate dat sy geen kommunikasie met haar kinders eintlik gehad het nie. Daar was ook nie kommunikasie tussen die kinders nie. Daar was baie verwyte en goeters wat gebeur het. En haar grootste begeerte was om kontak te maak in hierdie tyd, om afskeid te neem, om laaste goed te sê. En dit was nie regtig moontlik, die twee van hulle was ook in die buiteland. En so by haar was die persoonlike boodskappe wat sy kon gee vir elke kind, was vir haar baie waardevol. Sy het gesê sy kon uiteindelik vir hulle alles sê, want hulle sou haar nie toegelaat het om dit vir hulle, hulle sê, ag nee maar, jy weet, dit is soos, nee, let's not go there, jy weet. Sy kon vir hulle alles sê, sy kon haar hart vir hulle sê, sy kon jammer sê vir goed wat sy wou jammer sê, en sy kon in vrede gaan, want sy het dit oorgegee, sy het geweet, as hulle dit lees na haar dood, gaan hulle haar hart hoor, en alles daarvan, en dit was vir haar genoeg. So vir haar was die proses dit werd, want haar lewe was baie moeilik. En dan was daar 'n ander ouerige man en sy vrou, hulle twee was albei geweldig depressief na sy terminale diagnose, en het in 'n baie donker plek gegaan, en die proses het regtig sy menswaardigheid kom herstel, want sy het gesê, hy het gevoel hy's nutteloos, hy is net waardeloos. En die tyd hardloop uit. En die tyd hardloop uit en alles was net donker. En dit het vir hom regtig 'n ligtheid gebring. Want hy het gesien hier op papier. Hier is die bewyse. Hier is die bewyse. Kyk hoe baie het ek bereik. Kyk hoeveel mense het ek geïmpakteer. En so beide hy en sy vrou sê nou nog, jy weet, dat hulle is so dankbaar want hulle kyk net anders. Die lewe het nou kleur. Dit is die laaste stukkie, maar dit is nie meer so donker nie. Ons bietjie kan vertel van hoe het hierdie ding oor jou pad gekom? Want voor ons het begin opneem, het jy net genoem dat jy glad self voorheen nie gedink het aan iets soos narratiewe terapie of die skryf van jou storie nie. En hoe het dit dan oor jou pad gekom om mense se stories te skryf? My belangstelling in palliatiewe sorg of die palliatiewe sorg was baie lank reeds daar gewees. Jare terug het ek gevoel, dit is iets waarby ek sal betrokke raak, maar ek het nie 'n idee gehad watter vorm dit sou aanneem, hoe dit sou uitspeel, wat dit sou behels nie. En dit was eers in 2021 het ek iewers raak gelees dat die hospice 'n konferensie oor palliatiewe sorg het, en hulle terselfdertyd in daai tyd 'n klomp werkswinkels en praatjies en goed aangebied oor verskeie aspekte van dit, van palliatiewe sorg. En ek het sommer vir die hele lot ingeskryf. Ek het op daai tyd in my lewe gehad, nie meer formele werk nie, en toe sommer net die hele lot gaan doen, of dit nou heeltemal in my gemaksone was of nie.
maar ek het alles gedoen. En een van die sessies was oor narratiewe terapie in die einde van lewe berading. En verskeie aspekte van dit, of verskeie benaderings. En een van die benaderings, wat die een persoon oor gepraat het, was dignity therapy. En toe ek dit hoor, toe resoneer dit onmiddellik met my, en daar het dit 'n konkrete vorm gekry. Ek geweet, ja, dis wat ek moet doen. Want die raakpunte is vir my, jy kom uit tale wat jy studeer het, en in jou werk self, so woorde, ek dink die woorde daarvan het met jou gepraat. Ja, so daar het dit vorm gekry. En ek het toe alles gaan lees wat ek kon, al die navorsing, en toe op 'n stadium ook afgekom op 'n aanlyn opleiding deur Harvey Chochinov, hy's 'n psigiater, Kanadese psigiater en 'n akademikus, en hy's 'n absolute kenner oor palliatiewe sorg, en hy stel veral belang in die emosionele komponent van die einde van lewe fase en hoe om dit te navigeer. Ek het daai video ook nog vir my gestuur, en ek het intussen 'n paar van sy goed gaan luister en lees, en ek sal die skakel ook hier onder ons gesprek sit, so dan kan mense daarna gaan luister. Ja, so ek het daai opleiding toe gedoen, en ek is geregistreer by die hospice as 'n volonteer. So hulle verwys pasiënte na my toe, maar mense kontak my ook privaat. Dis maar dit werk nie, word of mouth. Ja. Maar in terme van die detail van memoir skryf, ek dink, ek besef daar's waarde om moeilike stories te skryf, want dit bring heling, en dit haal dit uit jou kopkamer en sit dit hier op die tafel, en jy kan daarna kyk en jy kan objektief raak. Maar binne in dignity therapy is die doel juis om uit die moeilike spasie waar jy is uit te klim en te gaan kyk na die mooi goed. So die fokus daar is absoluut op die positiewe hoogtepunte, want jy wil sê, my lewe het getel, dit was mooi, ek wil, die prentjie wat ek wil agterlaat, is nie my siekte nie, ek wil die gesonde, energieke ek, wat allerhande wilde goed gedoen het in my lewe, en gereis het of gewat, al die mooi goed, dis wat ek wil hê julle moet onthou. So, daar kom die moeilike tye se neerskryf pas nie hierin nie, of partykeer sal dit uitkom in 'n gesprek, sal iemand sê van 'n donker tyd, maar wat dan daar uitkom, of hoe ons dit dan hoe ek dit dan sou fasiliteer, is maar wat het jy daaruit geleer, en dan word dit 'n wysheid of 'n les wat ons oordra, en dit kom in die boekie, hierdie ding wat ek geleer het. Die kinders weet, hoe het ma daai ding geleer, op die harde manier, in 'n moeilike omgewing, maar ons hoef dit nie te noem nie, ons hoef dit nie neer te skryf nie, want dit is, hulle weet dit, maar die positiewe wat voortspruit uit alles, dis die fokus. Ja, so die fokus is heel eers die persoon met wie jy werk, en dan tweedens is dit die familie, die ontvanger van die boek en van die storie, en wat dit vir hulle beteken. Ek sien, en dan, ons het daar wat ek ook graag oor dementia of Alzheimer's pasiënte, ons het genoem van, veral natuurlik in die beginfases, en my man of my vrou is nou onlangs gediagnoseer. Sou dit inval by jou tipe vaardigheidsterapie? Of nee, ek dink nie jy werk enigstens met mense met Alzheimer's of dementia nie. Ja, nie. Dit val nie regtig onder palliatiewe sorg, veral in die beginfase. Ja, veral in die beginfase nie. Ek dink wel dat om daardie stories neer te skryf is geweldig waardevol. Ek wens ek het jou geken toe my ma gediagnoseer is met Alzheimer, want ek wens ek het met haar gesit en haar stories opgeneem en of net gevra en daaroor gepraat en dit gaan neerskryf het. En ek het nie, en ek is jammer daaroor. So ek sou sê, wanneer mense agterkom, hulle ouers is besig om hulle is vergeetagtig en hulle begin agterkom, dinge is hier nie heeltemal reg nie, om dan moeite te doen met daardie stories en te gaan vra en dit op te neem. 'n Mens kan 'n CD maak met al die stories, mens hoef dit nie neer te skryf nie. Mens kan dalk later. Of later, wanneer jy dan rustiger is. Want dit is eintlik meestal 'n lang proses, so mens het hier en daar ook tyd, maar as jy sê veral aan die begin, wanneer alles nog duidelik is, en jy het eintlik daai skok van dit is nou aan die gebeur. En dis waardevol om te gaan, ek dink is baie waardevol om te gaan, jou stories te konkretiseer. Ja, in 'n boekformaat. Dit is nogal eintlik
ek het voel dit 'n bietjie, ek wil nie die woord hard gebruik nie, maar dit voel 'n bietjie, ja, dit is presies dit, konkreet, dit is nou so, waar in jou kop is dit amper, airy-fairy, dis amper, asof jy dit nie so kan vasvat nie. So dit is eintlik wat ons mee besig is. Dan om al stem, om al die waarde van om te skryf soos wat jy praat. Nou in jou geval, meestal gesels jy met die persoon en jy neem dit op en dan transkribeer jy dit oor 'n paar dae, miskien 'n paar weke. En daai proses is nog altyd rowend. Want soos ek en jy nou hier gesels, as jy nou al hierdie op 'n dokument moet sit, daar's nie eintlik 'n Afrikaanse app of 'n toepassing wat jy kan gebruik wat nou ordentlik genoeg vandag is om die Afrikaans te transkribeer nie. So jy moet eintlik luister en tik terselfdertyd en jy het nog jou eie werk, jou eie besigheid ook. Hoe om daai stem vas te vang. Want ek dink jou eie stem kom maar in en omdat jy taalkundig is, wil jy eintlik ook daai taalfoute wat ek dalk geneig is om te maak, maar jy weet verkeerd is, wil jy dit regmaak. Maar as die kinders dit gaan lees, gaan hulle weet maar ma of ouma het nie so gepraat nie. So dit is nogal moeilik en hoe kry jy dit reg om dit te doen? Ja, dit is baie belangrik om die persoon se stem te bou, want haar kinders moet haar hoor. En die manier hoe sy skryf, omdat ek redigeerwerk doen, is ek fyn op taalfoute en sinskonstruksie en vloei en so ek moet myself regtig dwing om dit net so te los. Met ander woorde, as die woordorde eintlik verkeerd is, eintlik sê mens dit nie so nie. Eintlik is hierdie woord nie heeltemal die korrekte woord nie. Maar ek kan dink al kinders ken daardie woord, want dis wat sy gebruik. En hy praat van daai ding. Hy sê nie daardie nie. Alles in my wil dit regmaak. Maar dis daai. En hulle gaan hulle pa hoor. Met die daai. As hulle dit lees, gaan hulle hoor. So dit is geweldig belangrik. Omdat ek uiteraard, wanneer mense praat hulle ook deur mekaar. Ons sal met 'n storie begin en dan gaan ons aan en dan later dan onthou hy sê, o ja, ek onthou nou nog hierdie ding, ek het vergeet van dit en dan vertel hy nou nog 'n stukkie by daai storie. Hakkies in die hakkies. Ja, so daar is darm Afrikaanse transkripsie platforms, maar alles nie goed nie, so ek kry darm 'n tipe van 'n dokument, maar hy's baie partykeer baie onduidelik. Maar nou as ek nou uiteindelik 'n Afrikaanse dokument hier wat ek kan lees. Nou is daar al hierdie deurmekaar stukke. So ek moet gaan cut and paste en die goed bymekaar bring en ek moet dit laat vloei. Ek moet besluit hoe gaan dit werk dat dit nie darm in 'n orde gaan van 'n aard, maar dit moenie sy stem moenie verlore gaan nie. So dis baie belangrik om te bly by die tipe woorde en ten spyte daarvan dat ek dit moet laat vloei. Al die herhalings uithaal, die immers en die a's en die. Anders gaan iemand dit dalk maar ook doen. Ja. Die doel van hierdie potgooi reeks is om bewustheid te skep vir die belangrikheid daarvan om jou eie storie te onthou en op te skryf vir jouself en vir jou nageslag. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie boeke help ouers en weermagveterane om hul stories op te skryf vir hul nageslag. Ek wil asseblief vra dat wanneer jy hierdie potgooi reeks geniet en daarna luister, om dit ook dan te like of te volg en te deel of te share. En op daardie manier kan ons hande net sterker gemaak word aan hierdie kant. So ek dink die mense besef die hoeveelheid werk wat in so iets ingaan nie. Hulle ontvang 'n boekie en ja, ek dink net dit is iets wat so agter die skerms gebeur en ek wil net vir jou dankie sê. Ek weet die familie sê vir jou dankie, maar dat jy hierdie doen en ek weet ook jy sien dit as 'n roeping en jy doen dit kosteloos. En vir myself het ek baie keer gewonder, maar moet jy nie dalk iets wil vra nie, want dit is soveel werd as mens regtig 'n waarde, 'n finansiële bedrag daaraan moet sit. Hoe voel jy daaroor dink jy nie die mens moet dalk nog iets daarvoor vra nie, dat mense meer waarde daaraan ag en besef hoeveel tyd jy daarin sit nie? Weet jy, dis vir my 'n roeping, so ek wil nie daarvoor iets vra nie. Nee, dis vir my baie goed, so dis my teruggee. Maar ook, mense wat in daai spasie is, het so baie keer, so baie bekommernisse. Hulle bekommer in elk geval oor hoe gaan hulle kind cope sonder hulle, hoe gaan die hele gesin, hoe gaan hulle aangaan? En dan finansies kom baie keer in die prentjie.
ek worry, gaan my kind, wie gaan betaal vir die universiteit? Ja. Gaan daar genoeg geld wees met een salaris wat nou inkom om die huispaaiement te betaal? Ek is dalk die broodwinner. Van daai mense lê nagte wakker oor al hierdie, oor finansies. So, Jy wil nie bydra tot ek kan nie bydra daartoe nie. Ek moet hierdie pad makliker maak. Ek kan nie dit makliker maak dit ook eintlik moeiliker, want nou is daar nou is daar hierdie ding nie. So ek sê altyd, as jy wil, want party mense sê nee, maar die boekie kos geld. Ek sê as hulle wil 'n bydrae maak, gee dit vir die hospice, want dis ook my hart en hulle doen wonderlike werk. So mense wat wil iets bydra, doen dit dan daar. En ek weet hulle doen. Ja, so dan kan hulle besluit wat wil hulle dan gee. En dan ook nog met my oplees oor memoir skryf. Spesifiek tans lees ek 'n boek van Mary Karr wat sy sê sy vind dat mense wat hulle eie memoir skryf baie keer hulle self die redder op die wit perd maak. So hulle kan nooit iets fout doen nie. Hulle sê altyd die regte ding op die regte tyd en niemand is so nie. Ek bedoel ek self as ek hoeveel keer na 'n gesprek en dink ek, ek moet dit gesê, ek moet dit gesê. Maar in van die mense se boeke en hulle memoirs is hulle altyd reg en hulle is die hero. Maar ek kry die gevoel dat met jou werk is dit nie regtig so nie, dat hulle die hele boks uitpak, dat hulle eintlik ook hulle donker kant baie makliker. Ek dink as jy aan die einde van jou lewe kom of jy besef jy is nou baie naby aan die einde, dat jy nie so terughoudend is met plekke waar jy dalk verkeerd opgetree het nie, liegstories wat jy dalk vertel het nie. Ek dink nie mense erken moorde wat hulle gepleeg het nie, maar dit is nogal die gevoel wat ek kry. Mense is bereid eintlik om moeilike goed te deel. Ja. Want daar is nou nie meer pretensie nie. Die lewe is nou waar dit is. So hulle is bereid en partykeer wil hulle 'n deel vertel. Ja. Hulle wil. Maar ons maak dit duidelik in die begin dat hierdie gaan oor die hoogtepunte, die goeie dinge. Ons wil jou herinner, jy is nie net 'n diagnose nie, jy is nie net 'n pasiënt met bloedtoetse en uitslae en behandelingsskedules en goed nie. Jy's 'n mens en jy het 'n lewe gehad. So ek maak dit duidelik, dis waar ons fokus gaan wees. Maar partykeer sê hulle, ek moet hierdie vertel want jy moet verstaan waar kom my die groei en die goed wat ek geleer het, waar kom dit vandaan? Jy moet dit hoor want dan weet jy die paadjie wat ek geloop het. En dis vir hulle belangrik. En dis deel van jou boodskap. Ja, ek was te kwaai, moenie so kwaai wees. Jy boodskap wat jy vir die ander gee. So dit kom dan uit maar wanneer ons daardie nalatenskap dokument opstel, sal ons die positiewe ding daar gaan sit. Moenie kwaai wees nie, sê nou maar. Daai kind weet waar kom dit vandaan. Dis nie nodig om dit daar te skryf. Hulle was kwaai mee gewees. Hulle weet dit. En hulle ma sê vir hulle, moenie kwaai wees nie. Wees geduldig met jou kinders. Hulle is so kort wat hulle klein is, nê, of wat ook al. So dit wat hulle daar lees, is net die mooi vir die vorentoe. Sal jy dalk ook kan deel iets wat ek en jy voor die tyd oor gepraat het, oor die koekiebak insident? Ek dink dit was nogal 'n mooi uiteinde ook. Ja. Die betrokke persoon, die hospice het haar na my verwys en ek het met haar kinders die reëling gemaak om haar te gaan sien. En toe ek nou die dag daar kom, toe sê die care worker vir my, nee, eintlik wil sy jou nie sien nie. En ek het ingekom en ek het net gesien, hierdie vrou is nie lus vir my nie. En sy het vir my gesê, ek het vir gesê, ek kom nou, ons gaan oor jou storie praat. Ek het niks te sê nie. Toe boek. Nee, sy wil nie eintlik praat oor haar lewe nie. En hoe hanteer mens dit? Ja, so ek het gesê nee, dis fyn, ons hoef nie. En toe het ek sommer net so, ek is nou hier, kom ons drink tee. Ja, en net sommer maar net wees en net sommer oor ligsinnighede praat en ek hou van haar, sy het 'n mooi uitsig uit haar venster en maar bietjie verhouding geskep. Ek was 'n terapeut, so ons sit maar te sien. En op 'n stadium, you have the ways and means. Ja. En toe persoonlik sê ek nie, goed, kom ons praat nou. En toe ons begin praat oor jou verlede en jou kinderdae, praat oor jou kinderdae, wat was lekker of mooi daar, en toe bars sy in trane uit, want sy onthou net al die kere wat sy so verskriklik geslaan is, dis al wat sy onthou, deur haar pa.
en sy huil en dis traumaties. Maar ons het kalmer geraak en ons het, ek weet nie, iewerster het ek probeer delf, wat kan 'n lekker situasie gewees het as mens 'n kind is, want sy kan eintlik niks onthou nie, sy het hierdie een memory is net dit. Sy het julle ooit koekies gebak. Jy en jou sissies, het julle ooit koekies gebak? Wie kom ek koekies? Ja. Sy sê ja, nee, hulle het cupcakes gemaak en dan het hulle verduidelik sy vir hulle dit versier en sy onthou hom partykeer het haar pa ook gehelp. Die culprit. Ja, en op die ou einde het hierdie hele mooi storie van die koekiebak uitgekom en dit was mooi en na die toe ek nou loop die dag toe sê sy kan nie glo nie, sy het heeltemal vergeet daarvan. Dit was eintlik so lekker om terug te dink daaraan. En dit was vir my so tekenend van hierdie proses, is dat jy moet partykeer stoei om by daai goed uit te kom. Jy moet die regte ding vra, jy moet en dis nie 'n one size fit all nie, want elke persoon is anders en elke persoon se lewe is anders en elke persoon se persoonlikheid is anders. Party praat so maklik, jy kan hulle skaars stop. Maar jy kom altyd by mooi goed uit, soos met daai ander vrou wat se lewe net pyn was. Sy het 'n snaakse storie daar vertel. Ons het gelees soos ons lag, en sy en haar niggie, en dit was net so 'n snaakse storie, en sy sê, sy kan nie glo dat sy nou dit onthou het nie. Sy dink sy het dit al ooit vir enigiemand vertel nie, want sy was so in die moeilikheid by haar maale oor dit. Sy was 'n tiener, sy was net stout. En hoe wonderlik dat dit uitgekom het, en ons kon lag, sy kon lag. En ek dink, hulle is daar, dis soos juwele daar ver in die verlede. Mens moet hulle gaan, jy moet by hulle uitkom, ja. Partykeer is dit maklik, maar partykeer is dit moeilik, maar as hulle in daai boekie kom, is dit kosbaar. Dit is, en jy weet eintlik, is dit amper so 'n lekker gevoel binne in jou wat oopgaan en dankie dat dit by uitgekom. En jy het aan die begin ook genoem van dat dit eintlik jy word gelei, jy voel dis die Heilige Gees wat jy eintlik lei. Om sulke goed te kry, om sulke juwele te kan raak praat. Ja, nee, absoluut. Want dit is nie altyd maklik nie. En party mense wil nie regtig daar wees nie. Hulle sê ja vir die proses, maar dis eintlik moeilik. Partykeer is dit moeilik om te gaan kyk. Ja, en dis moeilik vir hulle en hulle voel nie lekker nie. Maar hulle het ingestem. Maar ja, en dan moet ek is regtig afhanklik van die Here om vir my te wys. Watter rigting, hoe kom ek daarby uit? Watter aanslag moet ek hê? Iets soos, as ek dit vinnig kan noem, ook, ek is nou so aan die lees oor al die memoirboeke, maar wat sal nou Marion Roach Smith se boek, The Memoir Project, waar sy skryf oor jou voordeur, van jou kinderhuis, jou ouerhuis en jou kinderdae, om te dink aan hoe dit geklink het, hoe dit gevoel het om hom toe te trek, om hom oop te sluit, om hom oop te stoot, en vir my hoe daai memories dan teruggekom het, en dat jy jou huis kan ruik, en jy kan weer al die stemme hoor in die huis, en die stories wat daarmee saamkom, die stoutighede, en so, om daai tipe triggers eintlik te gebruik. Is ook vir my 'n interessante aanslag. So ons het nou oor soveel dinge gepraat oor vaardigheidsterapie, die waarde wat dit het, dat die fokus is op die persoon wat daardeur gaan, maar sekondêr natuurlik is vir hulle wat agterlaat en wat ek ook beleef met my ma se boek. Is dat jy dan weer en weer kan lees en jy kan haar stem hoor en dit is eintlik vertroostend na die tyd. En jy het ook al vertel dat dit is die terugvoer wat jy dan by families ook kry. En dankie vir jou wonderlike werk wat jy doen. En nou asseblief voel vir daarmee en ek sal jou inligting ook deel aan die einde van hierdie pot gooi, dat iemand jou kan kontak sou hulle wou. So baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ja, dankie vir jou. Dit is 'n onderwerp so na my hart, so ek praat graag daaroor. Dankie.